Alright. So julle kan julle Bybels oopmaak in Handelinge 28. Die laaste hoofstuk in Handelinge. So 'n bietjie bittersoet vir my om klaar te maak. Is lekker om klaar te kan maak, maar is ook hartseer om nie klaar te maak of om klaar te maak en te weet dat Handelinge nou tot 'n einde kom. So die van julle wat dalk nie 'n Bybel hierso het nie, ons het Bybels, ons geniet dit om saam te lees uit die woord uit. En as jy dalk nie 'n Bybel hierso het nie, steek net jou hand op. Jessica is daar agter om vir julle dalk 'n Bybel te gee. Het almal Bybels. Okay. Alright, Handelinge 28. Nou laasweek, ek wil net so 'n bietjie oorsig gee. Laasweek het ons Paulus gekry waar hy op 'n skip was en hy het vir hulle gesê, luister, of hulle is eers op 'n eiland en hy sê, luister, kom ons gaan nie aan met hierdie reis nie. Ek is bevrees dat dit dalk lewens gaan kos. Die skip gaan kos en lewens en hulle besluit nie ons gaan aangaan en hulle is in 'n groot storm vir 2 weke lank sien hulle nie die son of die sterre nie. Dis net bewolk, dis storm. En hy kom op 'n plek wat hy vir hulle sê, luister, ek het vir julle gesê ons moenie hierso gaan nie, maar moenie bevrees nie. Die Here het vir my gesê, nie een van julle lewens sal verlore gaan nie, maar die skip gaan verwoes word. En dit is waar ons afgesluit het laasweek, waar hierdie skipbreek gelei het en hulle kom op 'n eiland. En ons gaan nou lees van hierdie eiland. Lees saam met my vers 1. En eers toe ons gered was, het ons te wete gekom dat die eiland Melite genoem word. En ons ken dit as Malta op die dis hoe almal dit nou ken as ek dit so kan sê. En die inboorlinge het ons buitengewoon menslievendheid bewys, want hulle het 'n groot vuur aangesteek en ons almal daarby gebring weens die reën wat gedreig het en weens die koue. En Paulus het 'n klomp droë hout bymekaar gemaak en op die vuur gesit en 'n adder het weens die hitte uitgekom en aan sy hand vasgebyt. En toe die inboorlinge die dier aan sy hand sien hang, sê hulle vir mekaar, hierdie man is beslis 'n moordenaar, wat die goddelike wraak nie laat lewe nie, al is hy uit die see gered. So is vir my interessant hierso, eerstens, hulle kom op hierdie eiland en hulle besef, dit is Malta of Melite, en die mense wat daar so bly, is goedgunstig teenoor hulle. Hulle maak vir hulle vuur, want julle moet verstaan, dis nog steeds winter. Dis nie nou net alles maanskyn en rose gewees nie, dis 'n stormtyd. So al is hulle van die see af en nie dood op die boot nie, is dit nog steeds koud. Alles is nat, niks is lekker nie en jy kan nog steeds doodgaan van koue of verkleiming in daai omstandighede. En die mense help hulle om gesond te, die inboorlinge help hulle dat hulle hitte kan kry, dat hulle versorg is. En dis vir my eintlik so mooi wat hulle sê, die inboorlinge het ons buitengewone menslievendheid bewys. Dis vir my eintlik so mooi, buitengewone menslievendheid. So, hulle moes iets gedoen het wat meer as normaal was, om vir hulle te wys, dat hulle regtig omgee vir hulle. Maar wat vir my interessant is dat hulle doen hierdie moeite, hulle help hulle, en 'n slang pik byt vir Paulus, wat is dit, byt of pik? Seker maar, al twee, hy het hom vasgebyt. En in daai oomblik sê hulle, nee, hierdie het die see ontvlug, maar hy moet nog steeds doodgaan, want dit is 'n goddelike wraak. Hy moet doodgaan, want hy het moord gepleeg. Dis onmiddellik die konklusie wat hulle trek oor hierdie adder wat vir Paulus pik. Maar my vraag is, hulle besef, moord is nie reg nie. Hoe weet hulle dat moord is nie reg nie? Hoekom trek hulle daai konklusie dat Paulus moet betaal vir sy lewe en hulle het besluit dat hy moord gepleeg het in daai oomblik? Hoe trek hulle daai konklusie? En dit is vir my baie interessant, maar ek lees iets in Romeine 2 en dit is net so 2 bladsye aan as jy blaai in meeste van ons Bybels, sal dit so net so 2 bladsye aan wees. Kom ons in Romeine 2 vers 14 tot 16. Want die Here het die mens gemaak na sy beeld. Ons is geskape in die beeld van God. En hoor mooi wat sê hierdie Romeine 2 vanaf vers 14 tot 16.
Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig, in die dag wanneer God die verborgde dinge van die mens deur Jesus Christus sal oordeel volgens my evangelie. So wat sê Paulus hierso? Hy sê, daar is iets in elke persoon se hart. Of jy nou weet van God of nie, daar is iets in jou wat getuig oor hoe jy moet lewe. So hulle weet in daai oomblik, Paulus het iets gedoen. Maar is vir my, ons gaan nou 'n bietjie verder kyk rondom dit, hoe hulle dit meet. En dit is baie keer hoe ons dit nog steeds meet en hoe ons geneig is om God te meet of dinge te meet wat met ons gebeur. Maar as ons nou net, ek wil net stil staan vir 'n oomblik. Hy praat hier van 'n giftige slang, 'n adder wat hom gebyt het. Nou as jy nou gaan kyk na Bible Critics, dan sê hulle daar was nooit adders gewees op Malta nie. So dit wat hulle hiervan praat is nie die waarheid nie. Nou, eerstens, die Bible Critics was al baie keer verkeerd rondom die Bybel gewees. So ek sal baie versigtig wees om daai stelling te maak, omdat daar nou nie giftige slange is, beteken nie dat daar nooit giftige slange was nie. So ons moet versigtig wees om net so 'n stelling te maak rondom dit, want jy kan sien, soos wat ons gaan lees, dat hulle duidelik verstaan, daar is hierdie slang wat hom gebyt het, moes iets veroorsaak het. Dit was nie net 'n ou rooi lippie in jou huis gewees, wat jou 'n bietjie kopseer gaan gee nie. Hulle het verstaan, hierdie slang is iets ernstig. Kom ons lees vers 5 tot 6. Maar hy het die dier in die vuur afgeskit en geen kwaad gelei nie. En hulle het verwag dat hy sou opswel of skielik dood neerval. So dis hulle verwagting. Van daai byt van daai slang is dit wat moes gebeur. Maar toe hulle lank gewag en gesien het dat niks besonders met hom gebeur nie, het hulle van gedagte verander en gesê dat hy 'n god was. In 2 verse is hy van 'n moordenaar na God. Dis soos die 2 extreems wat jy kan gaan. En dis vir my baie interessant. Hoekom gebeur dit? Want hulle het 'n persepsie of 'n manier van dink en ewe skielik word dit verander. En die gevaar vir my en jou vandag is, as ons waarheid nie gebaseer is op iets wat standvastig is nie, gaan ons waarheid verander soos wat hierdie mense se waarheid in 2 verse verander het. Ons kort 'n waarheid wat buite my en jou is. En dit is die woord van God. Ons kort iets wat ons lewens op kan bou, buiten wat ek voel, wat ek dink, en hoe ek dink dinge gedoen moet word, om te sê, okay Here, hoe moet hierdie gedoen word? Hoe moet ek my lewe rig? Ek wil vir jou sê, ons moet gelowig wees, nie bygelowig nie. Want ons sien, hierdie was vir hulle 'n bygeloof gewees. Maar as ons gelowig is, dan sal ons dit reg hanteer, wanneer daar dinge in ons lewe kom, wat ons nie dalk altyd verstaan nie. Natuur is natuur. En ek wil vir jou sê, goeie dinge en slegte dinge gebeur met die ongeregtiges en die geregtiges. Laasweek het ek 'n skrifgedeelte gelees in Matteus 5 vers 44 en julle kan so lank soontoe blaai, want ek wil net vers 45 vir ons lees, wat hy sê, wat God sê hoe ons moet reageer teenoor mense wat lelik is teenoor ons, teen mense wat ons kwaad maak, of teenoor mense wat ons sleg behandel. En ons gaan sommer daai vanaf vers 44 weer lees, Matteus 5, vanaf vers 44. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, soos die wat vir julle vervloek, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg.
Hoor mooi, vers 45. Sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op geregverdiges en onregverdiges. Want as julle liefhet, die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Ek wil vir julle sê, niemand van ons is verhewe bo die gevolge van die sondeval nie. Daar is goed wat in ons lewens gebeur, wat nie lekker is nie. Daar is goed wat gebeur, wat ons nie graag wil hê moet gebeur nie. Daar is goed wat ek glo al met jou lewe, in jou lewe gebeur het, wat jy sê, ek wens hierdie aan nie eers my ergste vyand toe nie. Ons is in 'n sondige wêreld. Maar ek wil vir jou sê, dat God se plan en wil sal geskied as jy hom toelaat om dit te doen. Want wat gebeur met Paulus in hierdie gedeelte? Hy word gepik deur die slang. Dis 'n realiteit. Hy skud hom af en daar het niks met hom gebeur nie. Gaan dit elke keer so gebeur met iemand wat deur 'n slang gepik is? Nie noodwendig nie, nee. Maar kan ons die Here vertrou in sy plan, in sy weg en in sy wil vir ons lewens? Want weet jy wat is vir my 'n belangrike ding wat ons moet verstaan, is hoe kyk ons na God? Wanneer jy dink aan God, hoe sien jy hom? Hoe beleef jy hom? Beleef jy hom as 'n liefdevolle vader, of beleef jy hom as 'n tiran, of iets tussenin? Want my en jou verstaan van hoe God lyk, hoe God funksioneer, gaan primêrliks afkomstig wees van hoe jou Vader God uitgebeeld het op hierdie aarde. Van ons paas was goeie voorbeelde. Van ons paas was nie. Van ons paas was in sekere aspekte goeie voorbeelde en ander aspekte nie goeie voorbeelde nie. Niemand van ons is perfek nie, maar dit vorm 'n idee van hoe ons God sien. En dit gee ons 'n persepsie oor hoe God funksioneer. So toe ek 'n kind was, as ek iets verloor het of iets slegs het met my gebeur, dan het ek altyd gaan dink, Here, wat het ek gedoen? Vir wat moet ek vergifnis vra? En dit was nie altyd die geval nie. Ek was net partykeer agterloosig. Of ek het iets gevat wat ek nie moes gevat het nie. En dan het ek maar net die gevolge gedra van dit. Ek onthou een keer, het ek, dit is seker so graad 2 gewees, grou ek in die Spens, ek soek iets om te eet, iets soets, my ma het altyd goed weggesteek, en ek kom op 'n oorlosie af, so 'n oulike oorlosie met so 'n babbelding, en ek dog nie, laat ek hom nou net vir die dag 'n bietjie dra, en trek die oorlosie aan, en ek's daar so in die veld af, en iewers is ek oor 'n muurtjie, en ek val in daai glas, dis so uit so babbel, so daai glasie breek. Nou ek nee, wat nou? Druk die ding maar net weer in sy houertjie terug. En 'n week later is dit my my verjaarsdag geskenk. So maak ek asof ek niks weet. Wat het met dit gebeur? My ma kyk my net so. Sy sê, ek weet jy gaan speel met daai ding en gaan grou waar jy nie moes nie. So toe het ek van net die gevolge gedra van my keuses, maar dit is nie altyd die geval dat die Here uit is net om jou. Hy probeer jou nie as 'n tiran terugkry vir iets wat jy gedoen het, as iets met jou gebeur dalk nie. Wil die Here ons beskerm van slegte goeders? Ja. Ons sien hierso dat Paulus beskerm is. Maar daar is soveel kere wat Paulus naby aan dood was as gevolg van steniging, as gevolg van houe wat hy gekry het. So hy het deurgeloop. Maar in hierdie oomblik het God gekies om hom te beskerm. Maar ek wonder, hoekom? Hoekom het God hierdie geleentheid so laat bewerkstellig? Kom ons lees vanaf vers 7. Nou het die hoof van die eiland, wie se naam Publius was, in die omgewing van daardie plek 'n stuk grond gehad, en hy het ons ontvang, en 3 dae lank vriendelik geherberg, en die vader van Publius het siek gelê aan koors en buikloop, en Paulus het ingegaan na hom toe, en nadat hy gebid het,
hom die hande opgelê en hom gesond gemaak. En hierna het ook die ander wat siektes gehad het op die eiland na hom gekom en is genees. En hulle het ons ook baie eerbewyse betoon en toe ons sou afvaar, hulle het ons ook baie eerbewyse betoon en toe ons sou afvaar, ons van die nodige voorsien. So ons sien hierso dat hierdie geleentheid waar die slang vir Paulus byt en niks oorkom nie, veroorsaak dat hulle anderste na Paulus begin kyk. En hulle sien hom amper as 'n god. En hy kom hierso by Publius en hy bly 3 dae daarso en hy hoor dat sy pa het sekere goeders wat met hom aangaan. Kom, ek wil net seker maak wat was dit gewees? Dit was dit was koors en buikloop. So koors is almal ken ons en buikloop is iets wat gebeur. Hulle sê baie keer gebeur dit as gevolg van bakterie wat te erg is in jou darmes. So jou stoelgang is dan bloederig en slijmerig en dit kan lei dat jy dan doodgaan. So dit is wat Publius se pa gehad het. En Paulus gaan en hy bid vir hom en hy word genees. Hoekom gebeur hierdie goeters? In hierdie oomblik gebruik God hierdie geleentheid sodat hy kan wys wie hy werklik is om hierdie mense te bereik in die verstaan wat hulle het. En Paulus gebruik hierdie geleentheid en daar kom baie mense na Paulus toe om genees te word. Ek wil hê julle moet onthou dat Paulus is nie die een wat genees nie. Hy is die wessel wat God gebruik om hierdie genesing plaas te laat vind. En dit kom eintlik in die hele groter prentjie bymekaar, dat hierdie hele storm wat hulle deur is, alles wat hulle deur is, laat toe dat hulle op hierdie eiland Malta beland, waar hulle nooit eers sou uitgekom het nie. En hierdie mense kry die geleentheid om die krag van God werklik te beleef, waar dit 'n verandering maak in hulle lewe. Tot vandag toe is dit oor die 90% van mense op Malta is Christene. Daai invloed vat hulle al die pad terug na toe Paulus op daai eiland beland het en daai verskil gemaak het in hulle lewens. Kom ons lees wat gebeur verder. Nou Paulus hulle alles voorsien, hulle was daar gewees vir 3 maande, as ek dit nou nie mis het nie, was hulle daar gewees vir 3 maande, want dit is nog nie reg gewees om op 'n reistog te kon gaan nie, so kom ons lees nou verder, vers 11. Ja, en na 3 maande het ons afgevaar in 'n skip van Alexandrië met die skeepsmerk Castor en Pollux, wat op die eiland oorwinter het. En ons het by Syracuse gekom en daar 3 dae gebly. Daarvandaan het ons omgeseil en by Rhegium aangekom. En 1 dag later het die suidwind opgekom en op die 2de het ons Puteoli bereik, waar ons broeders gevind het wat ons gevra het om 7 dae by hulle te bly. En so het ons na Rome gegaan. So, hulle bly op hierdie eiland vir 3 maande. En die skrif is nie duidelik daaroor dat Paulus nou die evangelie met hulle gedeel het nie, maar ek is seker hy het, want dit is wat Paulus gedoen het. En geskiedenis wys van Malta dat daai geleentheid van Paulus wat daar aangekom het die impak gemaak sodat hulle nou nog Christene is. En toe hulle daar weg is, kom hulle by broeders uit. En vir 7 dae, jy kan net die kaart dalk opsit dat ek net wys waar is Puteoli. Wys hy daarso. So daar onder, jy kan hom amper nie sien nie, is Malta, daar heel onder. Nou toe het hulle geseil en toe kom hulle daar by Puteoli aan. Dis net bo Pompei en net onder Rome dan nou, waar hulle nou aangekom het. En daar het hulle ander broeders gekry en dit is waar hulle nou tyd saam spandeer het. Kom ons lees wat gebeur in vers 15. En die broeders wat ons lotgevalle gehoor het ons daarvandaan tegemoet gekom tot by die Apiusmark en die 3 herberge. En toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed gevat. So ek wil net gou 'n oomblik daarso stil staan. So hierdie gelowiges wat hulle van praat, nie die wat ons daaronder gekry het in Puteoli nie, die ander wat gekry is by die 3 herberge.
en dan APS Mark, hulle het van Rome afgekom. Nou julle sal hoor of weet van die boek van Romeine. Nou in die boek van Romeine skryf Paulus, sê hy, ek wens om na julle toe te kom. So Paulus was nog nie hier gewees nie. En hy het ongeveer, daai boek ongeveer so 4 na 5 jaar voordat hy in Rome aangekom het, het hy daai brief al geskryf vir die gelowiges in Rome. En daai gelowiges het te hoor gekom dat Paulus op pad is. En van hulle het so ver gegaan as die 3 berge en van hulle, of die 3 herberge, en van hulle so ver as die APS Mark, om hom tegemoet te kom. En dis vir my so mooi, dat hy God gedank het, en moed gevat het. Want ek dink nie Paulus het gedink, dit is hoe hy Rome gaan ingaan eendag nie. Ek dink hy het gedink, hy gaan dit vrymoediglik kan doen. En hy gaan daarin kan gaan, en hy kan lekker tyd daar spandeer, en nie op die manier wat hy nou homself nou bevind, om Rome in te gaan, as 'n gevangene nie. Maar die plan wat God in werking gestel het, is besig om plaas te vind. Die plan wat God in werking gestel het in jou lewe, is besig om plaas te vind. Dit lyk nie altyd soos wat jy wil hê dit moet lyk nie. Daar is dalk partykeer ander paadjies wat die Here met jou stap, maar vertrou hom en wees gehoorsaam aan hom. Kom ons lees verder. En nadat ons in Rome gekom het, het die hoofman oor 100 die gevangenes oorgelewer aan die bevelhebber van die leer, maar aan Paulus is dit vergun om op sy eie te woon met die soldaat wat hom moes oppas. So ons sien hierso dat Paulus is 'n gevangene, maar omdat hy 'n Romeinse burger is, het hulle gesê, okay, met jou eie onkostes kan jy bly, daar gaan 'n soldaat wees wat jou oppas. Nou, vandag werk dit nie so nie. Of jy bly in die tronk of jy kry byl. As jy byl het, dan kan jy jou eie ding doen, daar's nie iemand wat jou heeltyd oppas nie, maar jy moet aan die hof verskyn wanneer hulle nou vir jou sê. So nou hier was so 'n middeweg om te sê, okay, jy is vry, maar jy moet jou eie sorg seker maak, jy het jou eie sorg, maar ons gaan 'n soldaat oralste saam met jou stuur. So dit is hoe hulle vir Paulus toegelaat het, en hy kon nie uit daai plek uit beweeg het nie. Dit is waar hy was, en dit is waar hy moes gebly het. Nou, wat vir my interessant is in daai oomblik, hoe sal ons voel? Om te sê, jy is nou huisverbonde, jy mag nêrens heen gaan nie. En kom ons kyk, wat doen Paulus in hierdie geval? Kom ons lees. En na 3 dae, vinnig, nee, dit is nie baie tyd, 3 dae is baie min, het Paulus die vernaamste Jode saamgeroep, en nadat hulle vergader het, vir hulle gesê, broeders, alhoewel ek niks gedoen het teen die volk, of die voorvaderlike sedes nie, is ek uit Jerusalem as gevangene oorgelewer in die hande van die Romeine. So Paulus laat nie lank op hom wag nie. Hy dink so vinnig as moontlik, hoe gaan ek hierdie Jode by my uitkry, dat ek met hulle kan praat? En hy besef, hy kan nie gaan nie. Hy sê, okay, nee, kom ek nooi julle na my toe. Nou, ek weet nie hoe groot huis dit moes wees, om mense te kon kry nie, maar hy het nie geskroom nie. Elke plan wat hy gehad het, of elke manier, het hy gebruik, om die waarheid te deel. Kom ons lees verder. Hulle het my ondersoek, en wou, hulle het my ondersoek en wou my, dis vers 18, loslaat, omdat daar in my niks was wat die dood verdien nie. Maar, toe die Jode daarteen opkom, was ek verplig om my op die keiser te beroep, nie asof ek iets het om my volk van te beskuldig nie. Om hierdie rede dan het ek versoek om u te sien en toe te spreek, want dit is oor die hoop van Israel, dat ek met hierdie ketting geboei is. En hulle het vir hom gesê, ons het geen briewe oor u van Judea ontvang nie. Ook het niemand van die broeders hier aangekom en iets slegs van u berig of gepraat nie. Maar ons verlang om van u te hoor wat u dink, want wat hierdie sekte betref, is dit ons bekend, dat oral daarteen gespreek word. So wat is hierdie sekte wat hulle van praat? Dit is die Christene wat hulle hiervan praat. So al wat hulle weet van die Christene, is dat daar teen hulle gepraat word. Oralste waar hulle gaan, word daar teen hierdie Christene gepraat. Nou wat vir my baie interessant is, rondom hierdie gedeelte, is
Dit is so maklik vir mense om sleg te praat oor Christendom. Hoekom is dit so maklik? Wat se naam word gebruik as 'n kragwoord? Die naam van Jesus. Nie Allah nie, nie Boeddha nie, nie wat ook al nie. Hoekom word die naam van Jesus gebruik as 'n lelike kragwoord? Want daar is krag in daai naam. En hulle wil daai naam misbruik. Dis die enigste naam wat die naam bo alle name gegee word. Dit is die naam van Jesus Christus. En hy sê ek is in boeye vir die hoop van Israel. Waarvoor hoop Israel vandag nog? Vir die Messias. En dit is wat Jesus sê. Paulus sê, ek is in boeye vir die hoop van Israel. Hulle verwag 'n Messias. Hulle het geweet daar gaan 'n redder kom uit Dawid uit en hulle wag vir hom. En hy gaan nou dit met hulle deel. Paulus sê, julle hoop nog op hom, maar ek het hom al ontmoet en ek glo in hom. Kom ons lees wat gebeur in vers 23. En hulle het vir hom 'n dag bepaal en baie het na hom in sy verblyfplek gekom. En in 'n kragtige getuienis het hy vir hulle, julle kan hierdie onderstreep as julle in julle Bybels merk, die koninkryk van God uitgelê en van die môre vroeg tot die aand toe het hy uit die wet van Moses en uit die profete hulle probeer oortuig aangaande Jesus. Dit is wat Paulus gedoen het. Hy het hulle oortuig van die koninkryk van God en hy het hulle oortuig aangaande Jesus. Dit is sy plan wat hy probeer uitvoer het met hulle. Hy vat die Ou Testament en hy wys vir hulle Jesus uit die Ou Testament uit. Is dit nie mooi om te hoor nie? Om te besef dat dit is wat Paulus gedoen het. Want dit is vir ons baie keer maklik om te sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie goeders sal bygevoeg word. Het julle dit al gehoor? Maar wat is die koninkryk van God? Wat is sy geregtigheid? Verstaan ons dit regtig? Of is dit net woorde wat ons partykeer sis, sodat ons maar net aan kan gaan met die lewe? En sê, okay, Here, ek soek die koninkryk, ek gaan nou maar net aan. Of gaan spandeer ons tyd om daai vraag te vra. Want dit is wat Paulus bedien het. Die koninkryk van God en Jesus Christus. Ek dink nie ons verstaan altyd wat beteken dit om die koninkryk van God te soek nie. Want daar's 'n gelykenis in Matteus 6 vers 33 wat ek wil hê, nie Matteus 6 nie, Matteus 13 vers 44 wat ek graag wil lees vir julle. Julle kan julle Bybels daar oopmaak. Matteus 13 vers 44. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit blydskap daarop gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. So Jesus vertel 'n gelykenis hierso. En hy sê daar's 'n man wat 'n skat wat verborge is in 'n saailand kry. En wat doen daai man? Hy gaan terug, hy verkoop alles. Alles wat hy het, gee hy op om daai saailand te kry. Ons lees daai woorde, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dit staan in Matteus 6:33. En al hierdie dinge, dit wat jy nodig het, sal bygevoeg word. Maar ons verstaan nie dat dit moontlik gaan kos dat ons alles moet opgee om dit te kry nie. Want ek en jy word gered uit 'n stikkende, gebroke koninkryk, die koninkryk van duisternis. En ons word in die koninkryk van God ingesit. Maar ons verstaan nie altyd hoe werk hierdie koninkryk van God nie.
En ek dink nie ons gaan dalk die volheid van hoe dit werk ooit verstaan nie. Maar is dit 'n vraag of 'n gedagte wat ek en jy onsself gereeld vra? Hoe funksioneer hierdie koninkryk van God? Die dag toe ek tot redding kom, is ek net dankbaar, ek gaan nie hel toe nie. Dis wat deur my gedagtes gegaan het. Ek het nie ge-worry oor die koninkryk nie. Ek sê dankbaar, ek gaan nie hel toe nie. En vir baie lank, want toe ek regtig tot bekering kom, is ek alleen gewees. Daar was nie iemand wat 'n disippelskappad met my gestap het nie. So vir baie lank is ek maar net te bly vir dit. En die Here begin met my werk en my goeders wys. Want ek dink, ek was so gemaklik, net dat ek nie hel toe hoef te gaan nie, dat ek niks verder gedoen het nie. Ek is nou uit die koninkryk van duisternis, ek is nou 'n kind van God, maar dis nou dit. Ek is maar net dankbaar. Ek weet nie hoe werk hierdie koninkryk, ek weet nie hoekom is ek in hierdie koninkryk nie. Ek is maar net bly, ek is nie meer in die koninkryk van die duisternis nie. Is ons net bly om nie in die koninkryk van die duisternis te wees nie, of wil ons werklik aktief wees in hierdie koninkryk van God? Wil ons arbei in hierdie koninkryk van hom, of is dit maar net, ja, dankie, my bas gaan nie brand nie. Hoe bevind ons dit? Want ons moet onsself hierdie vraag vra, want as ons kyk na 'n oorlog, as iemand in 'n oorlogsveld is, daar's 'n spesifieke rol en doel wat elke persoon verrig in daai omstandighede. As jy daar maar net rondloop en rondhardloop, gaan mense vra, wat is jy mee besig? Maar ek wonder partykeer wat die Here vra, Jon, wat doen jy? Waar is jou pad? Jy moet daar gaan. Jy's op pad hierdie kant toe. Hoe verstaan ons die koninkryk van God? En is dit vir ons iets wat ons na nastrewe om te verstaan? Of is dit maar net goed genoeg dat ons gered is? Is dit al wat ek wil hê in die lewe, dat ek daarom net nie met my bas in die hel gaan sit nie? Is dit die beste wat die Here vir jou instoor het? Ek glo nie, dis die beste wat hy vir my instoor het, of vir jou instoor het nie. Dis die begin vir ons, om werklik nou te begin funksioneer in hierdie koninkryk van God. Maar vir dit moet ons verstaan, hoe lyk dit? En vir dit moet daar sekere goeders plaasvind. Want elkeen van ons is nie gebore as 'n koningskind nie, toe jy fisies gebore was nie. As jy kyk na 'n kind wat in 'n koningshuis gebore word, 'n prins of 'n prinses, hulle word van geboorte af grootgemaak op 'n sekere manier, 'n sekere denkwyse. Hulle moet op 'n sekere manier optree in alles wat hulle doen. Ek en jy is nie so groot gemaak nie. Maar met wedergeboorte word jy 'n koningskind. Verstaan jy wat dit beteken om 'n koningskind te wees? Of lewe ons maar net in 'n nederlaag? Oorleef ons maar net, ag ja, dankie, kom ons gaan aan. Of besef jy werklik dat die koning van die konings, die koning van die heelal is jou Vader? En daar is gesag wat kom met daai posisie. Maar die duiwel wil jou blind hou vir die realiteit van die vryheid wat daar is in Christus en die krag wat jy het in hierdie koninkryk, sodat jy maar net jouself gered hou en vergeet van die res. En nie eers weet hoe om iemand 'n pad mee te stap of hoe om werklik te funksioneer in die koninkryk wat jy nou in is nie. My en jou gedagtes moet vernuwe. Want ons kom nie met 'n koninkryksmentaliteit. Ons is nie gebore met daai mentaliteit nie. So my en jou gedagtes moet nou vernuwe word. So ek wil jou weer vra, verstaan jy wat dit beteken om 'n kind van die koning van die heelal te wees? En wees eerlik met jouself. Weet jy of weet jy nie? En as jy nie weet nie, dis oukei. Begin leer. Begin kyk. Begin die Here vra, wat beteken dit om 'n kind van U te wees? Hoe funksioneer U kinders? Of is dit te veel moeite? Daar's 'n man met die naam, nou het ek sy naam vergeet en ek
vra om verskoning vir dit. Hy het gesê, Jaco, jy lag te lekker daar agter. Ekskuus. Arsie Sproul, ekskuus. Dankie Jaco, jy het my 'n geleentheid gegee. Arsie Sproul. Hy het gesê, make the Bible your hobby. Want ek seker elkeen van ons het stokperdjies. En ek seker jy weet baie van daai stokperdjie af. Hoeveel weet ons van die Bybel? Is dit regtig vir jou? Want wat doen jy met 'n stokperdjie? Dis vir jou liefde. Jy koop tyd uit om te spandeer met daai stokperdjie. Jy wil graag dit doen. Is dit hoe ek en jy reageer oor die woord van God? Is dit hoe ek en jy reageer oor die koninkryk van God? Is dit vir ons 'n hobby? Is dit vir ons iets wat ons werklik geniet om te sien wat is die Here, wat wil hy openbaar aan ons in hierdie gedeelte, in sy woord? En wil ons die karakter leer van wie God is? Of lewe jy dalk nog met 'n verslae beeld van wie God is, as gevolg van jou pa wat dalk nie die volheid uitgeleef het van dit wat God wou gehad het, hy moes vir jou uitleef nie. Gaan kry jou identiteit in die woord. Moet dit nêrens anders te gaan soek nie. Jy's 'n koningskind as gevolg van hierdie woord. Gaan kry jou identiteit hierin. Kom ons lees wat gebeur verder. En sommige het geglo wat gesê is, maar ander het ongelowig gebly. Dit is vir my baie interessant. Daar is sekeres wat glo en daar is sekeres wat ongelowig gebly het. Hulle is albei met dieselfde woord gekonfronteer. Sekeres het geglo, ander het nie. Hoekom reageer mense so verskillend? En ek is seker daar is meer as hierdie 4 punte wat ek nou neergeskryf het. Maar goeders wat ek al beleef het, is mense hoor die woord, maar hulle het vooropgestelde idees. En hulle kan nie dit aanvaar nie. Hulle kan nie die volheid hoor van wat daar staan nie, want hulle het preconceived ideas. En dit is wat ek nou vir julle vertel het van Dawid. Ons het 'n vooropgestelde idee van dat Dawid naak gedans het, maar eintlik het hy net in 'n kleed gedans. Maar ons het daai vooropgestelde idee en ons lees oor daai gedeelte, asof dit maar net, ons ken dit mos. En so sekere mense hoor nie die waarheid nie, want hulle het vooropgestelde idees. Daar is sekere mense wat net so gefestig is in hulle denkwyse, dat hulle nie bereid is om te verander nie. Want sodra jy daai ding moet verander, dan moet jy dalk ander aspekte in jou lewe ook begin evalueer en na kyk. En dis net te veel. Dan nee, eerder nie. Want as ek verkeerd is oor hierdie Messias, vir hierdie Jode nou in die geval, wat anderste verstaan ek dalk nie reg nie? Wat anderste moet ek meer leer? En hulle sê eerder net nee. Vir my en jou, as ek verkeerd is oor een aspek van my lewe, wat van die ander aspekte moet na gekyk word en geëvalueer word? Maar ek wil vir jou sê, jou gedagtes gaan nie vernuwe word, want die woord sê ons moet ons gedagtes vernuwe. Jou gedagtes gaan nie vernuwe word as jy nie eerlik met jou gedagtes gaan wees oor is hulle reg en in lyn met die woord en of hulle moet vernuwe word nie. Ons moet eerlik wees oor hoe ons dink en dinge doen. Die derde punt is, hulle wil nie onderhewig wees aan die heerskappy van God nie. Ons is baie keer gekonfronteer met waarheid. Maar daai waarheid veroorsaak dat ek sekere goeders in my lewe moet verander. Dat ek dit anders te moet begin doen as wat ek dit altyd gedoen het. Dat ek dit dalk anders te moet doen as wat die samelewing vir my al die jare gesê het ek dit mag doen. Maar ek wil dit nie anders te doen nie, so ek wil nie onderhewig wees aan die woord van God nie. Die laaste ene is wanneer ons gekonfronteer word in die gemak wat ons onsself in bevind. My lewe werk mos, alles gaan goed. Ek is gemaklik soos wat ek is. Hoekom wil jy nou kom en my lewe omkrap? Ons wil nie altyd omgekrap word in ons gemak nie. Gaan kyk na jou lande wat dit die beste gaan met die mens op 'n finansiële vlak. Jou Europa lande, groot gedeeltes van Amerika ensovoorts. Dit is lande wat goddeloos is. Hoekom? Hulle het nie God nodig nie. Hulle het mos alles wat hulle
wil hê. En hulle lewe in 'n illusie wat hulle dink, dit is goed genoeg. Ek het julle al vertel van die boek met die naam God Smuggler, van 'n ou wat, 'n Hollander wat Bybels gesmokkel het in die Oosblok lande in. En die grootste aanval wat hulle gehad het, hulle het gesê dat Christendom of religion is vir die armes. Dit is 'n kruk wat hulle gebruik, want hulle het niks meer nie. Dit is hoe hulle die kommuniste geloof gebruik het. Hulle sê, maar jy het nie religie nodig as jy wel af is nie, as jy alles het wat jy nodig is nie. Dis maar net 'n kruk wat jy kan gebruik. En vir baie mense is daar geen aanklang aan geloof nie. Hoekom? Ek het dit nie nodig nie. Ek het mos alles wat ek wil hê. Maar daar's een manier van ewige lewe. En daar's een manier om dit te kry. En dit is deur Jesus Christus. En mense verstaan dit nie altyd nie. Kom ons lees vers 25. En toe hulle onder mekaar onenig was, het hulle uiteengegaan nadat Paulus hierdie woorde gesê het. So hierdie woorde wat ons nou gaan lees, is die woorde hoekom hierdie ouens uitmekaar uit is. Naamlik, tereg het die Heilige Gees deur Jesaja die profeet tot ons vaders gespreek en gesê, gaan na hierdie volk en sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie. Paulus gebruik 'n profesie wat aan Jesaja gegee is, en hy pas dit toe op die Jode in hierdie geval. Dis so mooi, en ek wonder of ons dit sommer moet lees, die hele gedeelte, want ons stop partykeer, Jesaja 6, maak julle Bybels daarso oop, want daar is so 'n mooi gedeelte net voor dit, in Jesaja 6, en mense is geneig om dit te lees, maar dan stop hulle by hierdie gedeelte, net voor dit bietjie moeilik raak. Jesaja 6. In die sterfjaar van koning Josia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare, gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak, en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Is dit nie mooi om hierdie alles te hoor nie? Kom ons hoor wat sê hy verder. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Dit is waar meeste mense stop in hierdie gedeelte, want dit is baie mooi. Maar waartoe stuur hy Jesaja? En vir wat stuur hy Jesaja? Kom ons lees. En hy het gespreek, gaan sê aan hierdie volk, hoor altyd deur, maar verstaan nie, en sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet, en maak hulle ore swaar, en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hulle oë en met hulle ore nie, hoor en hulle hart nie verstaan nie, en hulle hul nie bekeer en gesond word nie. Toe sê ek, hoe lank, Here? So, God stuur hom uit met 'n woord. En hy sê daai woord moet swaar hang. Dit wat jy bedien aan hulle moet wees om terug te draai na my en aanhoudend. Maar wat doen die mense? Hulle maak hulle ore stomp. Hulle wil nie hoor nie, hulle wil nie sien nie. En nou vra Jesaja, hoe lank moet ek dit doen? Hoe lank moet ek hierdie woord wat U vir my gee aan hulle bedien? Hoor wat sê hy? Toe sê ek, hoe lank, Here? En hy antwoord, totdat die stede verwoes lê sonder inwoners en die huise sonder mense en die land verwoes is tot
'n wildernis en die Here die mense verwyder het en die vallendheid groot is in die land. En as nog 'n 10de deel daarin is, sal dit weer wees tot verwoesting, maar soos by die terpentynboom en die eikeboom, as hulle omgekap word, 'n stomp oorbly, so sal die heilige geslag die stomp daarvan wees. So Jesaja word 'n opdrag gegee om aan te hou die waarheid deel en te sê draai terug na die Here toe. Hoe lank? Totdat Jerusalem verwoes was, moes hy aanhou om dit te sê. En God gee vir hom 'n belofte om te sê, daai bome gaan afgekap word, maar daar sal 'n heilige uit dit uit opstaan. En Paulus verwys na hierdie gedeelte, en hy sê vir hulle, dit wat daai tyd gesê is, julle wou nie hoor nie, julle wil nie regmaak nie, is van toepassing op die Jode daai tyd nog gewees. Wat vir my interessant is hy sê, julle harte het stomp geword, julle ore het beswaarlik gehoor, hulle wil nie meer hoor nie. Nou ek weet nie wie van julle het al gehoor as jou vrou jou dalk roep in die huis nie, gelukkig sit sy nie, dalk sal sy dit luister aanlyn. Sy roep, maar jy maak asof jy nie hoor nie, want is bietjie ver. Ek sien, iemand maak so hierso. Dit is wat hy hierso sê, hulle wil nie hoor nie, hulle het hulle harte verhard, hulle het hulle oë toegemaak, nee ek wil nie sien nie, wat ek nie sien nie, gaan nie seer maak nie. Maar hy sê, dit gaan gebeur, daar gaan verwoesting kom, en ek en jy is die draers van goeie nuus. Gaan ons die waarheid met mense deel? Gaan ons na hulle toe gaan en sê, hey, die Here het jou lief, maar jy kan nie aangaan soos wat jy doen nie. En hulle kan dan kies, of hulle oë gaan toemaak, hulle ore gaan toedruk, wegdraai, maak asof hulle harte stomp, of gaan hulle toelaat, dat die Here kom werk in hulle harte. Hoor mooi wat gebeur, dat die Jode het iets van God openbaar, wat die heidene nooit beleef het nie. Besef julle dit? En dit wat hulle van God beleef het, dit wat hy gedoen het vir hulle, van Egipte, regdeur tot die verwoesting van Jerusalem, is iets wat heidene nasies nie beleef het nie. Hy het vir hulle voorsien, hy het na hulle gekyk, maar hy het gesê, daar is seëninge en daar is vloeke, as julle nie my gaan gehoorsaam nie. So, hulle het God beleef, en hulle het agteruit begin beweeg. Hulle het hulle harte verhard. Hulle het hulle oë toegemaak. Hulle het hulle ore gestop. En ek en jy moet versigtig wees, om nie hoogmoedig te raak, in die feit dat ons gered is nie. Ons moet versigtig raak, dat wanneer die Heilige Gees ons aanspreek oor goeders, dat ons nie sê, nee ek is okay, ek kan maar aangaan, want ek is mos gered, die Here is lief vir my, die Here is genadig, en ek kan maar net aangaan, soos wat ek wil nie. Daar is seëninge, en daar is vloeke. God se koninkryk funksioneer, soos wat God wil hê dit moet funksioneer. Nie soos wat ek en jy wil hê dit moet funksioneer nie. As ons wil deel wees van sy koninkryk, moet ons onderhewig wees aan hoe God wil hê dinge moet funksioneer in sy koninkryk. 'n Verhouding met God is wederzijds. Dis nie net, wat kan ek alles kry van God nie? Wat kan hy alles vir my gee? Ek soek geld, ek soek roem, ek soek wat ook al dit mag wees wat jou hartsbegeerte is. Ons wil baie keer daai goeders net hê. Maar dis nie hoe dit werk nie. Dis 'n wederwysige verhouding. Wat het God vir jou gegee? Hy het vir jou sy seun gegee. Hy het gesterf aan die kruis, sodat ek en jy ewige lewe kan beerwe. Wat kan vergelyk met dit? Niks op hierdie aarde nie. Hoe maklik hou ons vas aan die dinge van hierdie wêreld, en ons mis die feit dat God vir my en jou iets baie diepers instoor het in ewigheid. En ons fokus net op nou. Kom ons lees die laaste gedeelte vanaf vers 28. Ek wil net iets hier bysit voordat ons daai laaste gedeelte lees. Hy sê hierso,
die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees. Wanneer ons gekonfronteer word met iets wat nie in ons reg in ons lewe nie, en ons kies om ons te bekeer, dan gaan die Here ons genees. Dan gaan die Here ons herstel. Maar as ek en jy kies om dit te regverdig, dan kan hy nie. Want ons kies om in dit aan te hou loop en nie reg te maak met hoe ons moet wandel voor God nie. Kom ons lees vers 28. Laat dit dan aan julle bekend wees dat die heil van God aan die heidene gestuur is en hulle sal luister. En toe hy dit gesê het, het die Jode onder groot woordestryd met mekaar weggegaan. En Paulus het 2 volle jaar in sy eie gehuurde huis gebly en almal ontvang wat na hom gekom het, terwyl hy die koninkryk van God gepreek en die onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus met volle vrymoedigheid sonder enige verhindering. Weer hoor ons dat Paulus die koninkryk van God verkondig het en die Here Jesus Christus. Hy sê hierso iets interessant. Hy sê die heil het gegaan na die heidene. Nou wat is die heil? Die heil van God. Dit is in Engels salvation, die redding van God. Hy sê julle het dit gehaat. Julle het julleself verhard teenoor dit wat God wil doen. Julle wil dit nie hoor nie. En God het die heil, die redding ook nou gestuur na die heidene toe. En hy sê hulle gaan dit aanvaar. Maar so is daar mense wat dit nie wil aanvaar nie. Daar is mense wat kies om die waarheid te hoor en hulle rug daarop te draai. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte. Wat is die rede vir die boek van Handelinge? Hoekom is die boek van Handelinge geskryf? En ek dink een van die primêre gedeeltes wat ons hier sien, want dit begin hulle sê dis die Handelinge, of in Engels the Acts of the Apostles. So dit is die Handelinge hoe die apostels dinge gedoen het. Maar ek wil verder gaan as dit om te sê, dit is hoe die Heilige Gees mense gebruik het om die werk van God te doen. En hierdie stop op 'n baie snaakse plek eintlik, Handelinge. Want daar's nog soveel meer wat met Paulus gebeur het, maar ons lees so stukkie van dit in van sy briewe. Maar Handelinge het nie gestop nie. Handelinge moet nog aangaan in elke gelowige se lewe, wat kies om gehoorsaam te wees aan God en toelaat dat die Heilige Gees deur ons sal funksioneer. Ek en jy moet versigtig wees om te kyk na ons samelewing en die Bybel aan te wil pas met ons samelewing. Ons moet eerder na die Bybel kyk en sê, Here, hoe verander ek my lewe om in lyn te wees met u woord? En nie wat samelewing sê nie, maar wat u woord sê. Want ek het 'n begeerte dat ons as gemeente sal funksioneer, soos die vroeë kerk van Handelinge. Dat daar genesing sal plaasvind, dat daar mense werklik op groot skaal tot redding sal kom. Dit is my hart en my gebed vir die Here. Maar vir dit is nie iets wat ons manipuleer of probeer namaak nie. Dit is om op 'n regte plek te wees en toe te laat dat die Heilige Gees deur ons funksioneer. En hy wil deur elke persoon wat hierso sit, funksioneer. Op sy eie unieke manier. So ek wil hê ons moet ons oë sluit en ons gaan dan in aanbidding ingaan. Maar ek wil net vir ons bid. En ek wil hê jy moet jouself daai vraag vra. Here, wil jy hê dat hy sy heerlikheid, sy Heilige Gees werklik deur jou funksioneer?